volgens die preek is, hou hier die balans. Hou hier die balans. En as 'n mens hierdie vraag vra, dan spring nou baie goed op in jou kop. En as mense sê, ja, ek hou die balans, want weet jy wat doen ek gym en ek gaan werk toe en ek rus en ek gaan kerk toe. Dis nie daai tipe balans wat ek van praat nie, okay? Hierdie balans is bietjie dieper as dit. Ons glo as 'n kerk dat alles gemaak is om God te eer. As ek by die gym is, daag ek op, want ek wil na my liggaam kyk, want ek wil God eer. As ek by die werk is, dan werk ek, dan is ek die beste werker in ons maatskappy, want as ek werk ek om God te eer. Maak dit sin? Ek doen dit nie vir 'n salaris nie, ek doen dit nie, want ek is eerlik, as jy doen vir 'n salaris, dan moet ek vir jou sê, shame, ons baie van ons nie baie werd nie. Okay, van julle is dalk stil, miskien is jy daar nie. Gaan nie oor dit, jy's meer werd as die salaris wat jy verdien. Ons doen goed om God eer te gee. Dis ons lewe. Maar ek voel daar's 'n balans in Christene se lewe wat konstant uit perspektief uitgetrek word, en ek voel nie dat die spanning tussen hierdie twee gehou word nie. Is jy reg om te hoor wat dit is? Okay. Die spanning tussen ek is in Christus en die spanning van Christus is in my. Okay, dan gaan we sê, wow, jy is oor my kop. Okay, jy is oor my kop. Okay, kom verduidelik dit dus. Ek gaan vir julle verduidelik hoe ek voel, ek die beste in jou oor kan verduidelik, en dan sal ek terug Bybel toe gaan. Is julle reg? Soos, die eerste een is, as ek sê ek is in Christus, dit laat my dink amper soos 'n swembad, waar jy inbeweeg om af te koel, waar jy inbeweeg waar dit vir jou lekker is en waar 'n genot is vir die wat hou van swem. Jy glo dat dit lekker in Christus is, en in Christus is waar ons redding kry. In Christus is waar ons deurbraak kry. In Christus is waar ek verfris word. In Christus is waar ek lewe. In Christus is waar die Here vir my persoonlik goed openbaar. In Christus is waar vergifnis is. Is julle by? En dit is hierdie gedeelte, ek sien dit soos, jy beweeg in die swembad in, en jy's omring, en julle lyf is om hierdie situasie gebou. Nou baie keer kan ons in hierdie kant wees, maar dan is ook 'n ander kant. Die ander kant is Christus in my. En as ons hierna kyk, dan kyk ons na goed, 'n skrifvers byvoorbeeld soos Christ in us is the hope of glory. Dit meen God is in my verander. Maak dit sin? God is in my verander. God is nie net vir my nie. Baie keer ons het iemand gehad in die kerk, het altyd gesê, ek en my God. En ons 'n waarheid daaraan, maar die ding is, jy pas op as jy ek en my God, en dit eindig net by ek en my God. Is daar alles reg? Sê? Ekskuus. Okay. Soos ek en my God. En wat die fokus op het is dit gaan net oor ek en die Here. My vriende, dit gaan nie net oor jy en die Here nie. Dit gaan oor ek en die Here, maar ook ons en die Here. Waarvoor is ek geroep? Hoekom is ek hier? En baie keer sê mense, ek wil my talent ontdek. Ek wil vanaf vir jou sê, jy kan die beste kunstenaar in die wêreld wees, en niemand se lewe aanraak nie. Maar jy kan 'n ou wees met geen talent nie, en jy kan mense lief en mense se lewens verander. Daar's niks meer wat mense se lewens verander as liefde nie. Ek beloof dit vir jou. Jy het nie veel nodig nie, behalwe 'n onselfsugtige mens. Maak dit sin? Dis al wat jy nodig het. 'n Onselfsugtige mens. Want 'n selfsugtige mens kan nie lief hê nie. Want dit is oor my koppie is leeg, ek is leeg, ek het nie genoeg nie. En ons kan nie op 'n plek kom waar ons kan gee nie. En ons moet die balans hê, en hierdie verduidelik ek so. Dis soos 'n jug wat oorloop van water, sodat 'n mens konstant kan uitgee. En hierdie word nie leeg nie. Jy kan mense se koppies vul. En dit verander totaal in al ons lewens. Dit verander die lewe. Soos jy moet verstaan,
Die een is waar jy in Christus is, dis soos 'n swembad. Ons is in hom is vergifnis, in hom is redding, in hom is lewe. En dan is daar 'n plek waar hy in ons beweeg. En daai in ons beweeg is iets wat gaan oorloop en verskil maak in ander mense se lewens. Ons kan nie net die een hê sonder die ander nie. Maak dit sin? Is almal by? Want as jy een het sonder die ander, gaan die ergens begin koud word. Kom verduidelik jy gou. Soos die een waar ek in Christus is, gaan dit net oor my. Sodra ek net tevrede is, sodra ek net bid, sodra ek net Bybel lees, ek hoef nie kerk toe te gaan nie. Ek kan net by die huis sit en net die Here dien, dan is ek happy. Maar ergens sal jy agterkom dat daai idee nie werk nie. En as jy nog nie daar was nie, en jy probeer dit, gaan jy wel daar uitkom. Ek beloof dit vir jy. Ek kan vir mense vra wat al dit geprobeer het. Dit werk nie op die lange duur nie. Dit begin by 'n plek van, ons is net gevorm, net ek en die Here stap die pad. Soos ek raak kwaad vir die wat voor my indraai, want die Here het niks met hom te doen nie. Die Here is net ek en die Here praat met my en dit gaan oor my. Maak dit sin? Was jy al daar in Christendom? Ek was al daar gewees in Christendom. Okay? Dan die tweede gedeelte is waar ons ook kan 'n fout maak. Ons kan 100% beweeg aan die ander kant in, waar ek hoor die Here vir ander mense, maar ek laat nie toe dat die Here met my praat nie. Die Here gee profetiese woorde, die Here gee vir jou skrif vir ander mense, maar jy laat nie toe dat die Here skrif gee vir jou nie. En wat gebeur is, jy kom op 'n plek waar jy self besig is om dors te hardloop en leeg te hardloop, maar jy wil die hele tyd ander mense voed. En jou hele lewe gaan net oor, ek wil net ander mense se lewens verander. Ek wil net ander mense se lewens verander. En ergens kom jy agter dat dit ook nie kan opgehou word nie. Soos wat is die hart van die Here? Is dat ons albei sal ophou. Want as ek nie gesond is nie, is dit baie moeilik baie keer om met anders te gesond te kry. So ons moet tyd saam met God spandeer, in God se midde kom, sodat ons ook kan toelaat dat hy in ons is vir ander mense. Maak dit sin vandag? En dis baie keer wat gebeur in Christen sirkels, is dat daar hierdie nie in balans gehou word nie, die skaal tip of na die een kant toe of na die ander kant toe, en ergens sal daar 'n lewe kom van 'n ontevredenheid, want God wil al twee van hierdie gedeeltes in ons deponeer volgend. Is julle by? Maak dit sin? Maar kan verstaan almal nou as ek bedoel van Christus in ons. Soos in ons en Christus. Ons en Christus in die swembad, Christus in ons is soos daai koppie wat oorloop. Soos kom ons gaan gou van 'n bietjie deur nou. Soos ek is 'n Christus. Dis 'n posisie. Daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan en kyk, alles het nuut geword. Dit meen die beginsel daarin is dat God jou verander. As Christus in my is, dat hy my verander. Hy het my verander. Dis die beginpunt daarvan. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê dit vir ons. Dan verduidelik hy dit vir ons. Wag dat op die bord kom. 2 Korintiërs vir die wat wil blaai sien toe. 2 Korintiërs 5 vers 17. Asseblief bring julle Bybel saam. Skryf neer, onderstreep. As jy daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan en kyk, alles het nuut geword. Alles het nuut geword. Wat is daai alles? Daai alles sluit redding in. Daai alles sluit in 'n nuwe lewe. Daai alles sluit in bekering. Daai alles sluit in ek verstaan doop, ek is nie net gedoop nie, my lewe getuig van doop. Maak dit sin? Dis wat dit beteken. Soos Romeine 8 vers 1, hy sê, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. So hy verduidelik ons hoe lyk dit om in Christus te wees. Hy sê dis mense wat letterlik
in die wat wandel? In die gees wandel en nie in die vlees nie. Hoe verskil ons dus nou tussen mense? Jy verstaan nie, hoe moeilik is dit nie? Dis eintlik nie so moeilik nie. Die vyand jok vir jou. Jy moet net op 'n plek kom waar jy jouself minder ag as die persoon langs jou. As jy daai reg kry, is dit maklik. Want as ek sê, het jy gesien wat het sy aan my gedoen? Ek kan nie glo sy het dit gedoen nie. Gaan jy dan in die gees optree? Gaan jy? Nee, gaan nie. Vra vir my. Ek weet hoe dit is. Gebeur. So maklik, dan val jy in die plek vir die vlees. Hierdie week, praat met Benny, sê ek, yes, man, hierdie goed spring in my op, oor hierdie persoon, en terwyl ons praat, is asof die Here my vrymaak in die tyd, terwyl ek met Benny praat oor. Voor die Here vir my sê, Rudy, jy fokus weer op die persoon en nie op God nie. Jy fokus nie op die Here nie. En toe ek die Here dit vir my sê, toe is daar bevryding. Eers dan dink ek het 'n gesplete persoonlikheid, want ek het dit so gevoel en toe nadat ek shop. Hoekom? Wat is die verskil tussen gees en vlees? Dis wat die verskil is tussen gees en vlees. As jy die gees is, dan doen jy wat God sê. Dan is dit nie, wat het sy gesê? Jy kan nie glo sy het dit gesê nie. As dit van, Here, wat gaan nie aan, hoe moet ek hierdie situasie hanteer? Here, hoe gaan ek die eer gee in hierdie tyd en hierdie situasie? Maak dit sin? En dit is die plek wat verander binne my en jou. As jy gaan, daar is dan geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. Maak dit sin? Die wat in hom is nie. So baie keer as jy mense, ek het die Here aanvaar, ek is nou fine. Daar's geen veroordeling vir my nie. Dis nie wat die skrif sê nie. As jy in sonde lewe soos jy wil, is jy dan in Christus. As jy maak soos jy wil, is jy dan in Christus. Omdat jy gesê het eendag ek kies Jesus. Nee my vriend, ons kies Jesus, dan is jy in Christus. Want in Christus is daar lewe en oorvloed. Maak dit sin? Ons moet in Christus wees. Hy sê, vir die wat nie na die wat wandel nie, hy gee vir ons 'n vereiste. Hy verduidelik vir ons. Die komma mee en die sin het nie opgehou nie. Hy verduidelik ons die wat noem hulle dit? Wat voorgeskryf is vir ons. Om vir ons te verduidelik hoe dit lyk. Hy sê vir die wat nie na die vlees wandel nie, na die gees wandel. So hy sê vir ons, kyk hoe lyk iemand wat in Christus is. Hy wandel na die gees en nie die vlees nie. So baie keer dan hou ons om my voorste stuk te gebruik, maar ons lees die tweede stuk nie. So ons hou van om te sê, daar's dan nou geen veroordeling vir die wat in Jesus Christus is nie. Dis nie wat daar staan nie. Dan sê hy, kom maar, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar die gees. Ons kwalifikasie om in Christus te wees, is om te sê, ek kies om God se wil te doen bo my eie. Dat is jy Christus. Hy sê, en dan het God niks, daar's geen sonde teen jou nie, want die Here is jy nooit verkeerd lei nie. Maak dit sin? Sla maar by. So hier kom hy by hierdie gedeelte. Hy verduidelik vir ons hierdie gedeelte, soos die wat in Christus is, daar is vryheid. In Christus gebeur al hierdie mooi goed. Maar in die tweede gedeelte, en ek wil 'n bietjie meer klem lê op dit vandag, is Christus in my. Christus in my. Ek weet, ek het dit voorheen al gesê, maar ek wil vandag vra, as jy moes vandag in 'n hof verskyn, en hulle moes jou aangekla het omdat jy Christen is, sou hulle genoeg bewyse gehad het? Sou hulle genoeg bewyse gehad het? Sou hulle kon eintlik aangekla het en gesê, ag nee, daar's geen saak teen jou nie. Van die Here verwag het van ons, maar nie net dit nie. Dis nie net 'n ding van, dis net verander om 'n verskil te maak nie. Dit begin by Christus in ons en om na die wat te wandel, die gees. Nou, jy kan hierdie ding baie dieper oopbreek. Ek gaan nie volgende nie. Ons gaan net daarby bly. Gees en vlees, dan is ons in Christus. Maar nou kom die tweede gedeelte. En dis hier waar die evidence begin baie duidelik wys. Is wanneer ons nie net meer lewe vir onsself nie. Ek wil gaan vanaf vir jou sê, die manier hoe jy werk, as ons kyk na jou werk,
kan die persoon met bo jou aangestel is, jou manager of die eienaar van die maatskappy of jou director of jou CEO, wie ook al bo jou is, kan hy na jou kyk en sê, hierdie mense is kinders van die Here, is my beste werker hierdie. Die manier hoe hierdie persoon werk, eer God. Kan hulle dit sê? Kan jou vrou sê, hy is 'n kind van God. Sê mense van die kerk, broer, hier is daai Rudy, is heilig. En dan dink jy so, staan jy bedoel? Is dit wat aangaan? Is dit wat aangaan in ons lewe? Dra ons, laat ons toe dat Christus in ons, deur ons werk, elke dag van ons lewe? Want dis die vraag wat ons moet vra. Soos hierdie gedeelte kom hy sê, Christus in my is my krag en my doel. Christus in julle, en dis Kolossense 1 vers 27. Kolossense 1 vers 27. Ek wil graag vir julle lees. Hy sê aan wie God wou bekend maak wat die rykdom van die heerlikheid van hierdie verborgenheid onder die heidene is. Hy sê God wil homself openbaar onder wie? Die heidene. Wie is die heidene? Dis die mense wat nie Jesus ken nie. Hy sê God wil homself openbaar tussen hierdie mense. Ken jy 'n paar sulke daar by jou werk? Ken jy dalk 'n paar wat langs jou bly? Ken jy dalk 'n paar mense saam wie jy in 'n vriendekring is? Hy sê God wil homself bekend maak wat die rykdom van sy heerlikheid en van die verborgenheid onder hierdie heidene is. En dit is Christus onder julle, die hoop van die heerlikheid. Die ander vertaling sê Christ in you, dis wat die Engels verduidelik. Hy sê Christ in you is the hope of glory. Christus in jou is die hoop vir die wêreld daar buite. Baie keer is jy die enigste Bybel, jy sal die enigste Bybel wees wat ander mense lees. En dan kan jy besluit, hoe lyk daai Bybel? Hoe lyk daai Bybel? Dis hoekom dit so belangrik is, dat ons albei kante het. Ons kan nie net van, ek moet goed lyk voor mense, en binnekant is ek nie in Christus nie, ek spandeer die tyd saam met hom nie, ek weet nie dat ek gesave is nie, ek verstaan nie dat daar lewe in hom is nie, ek verstaan nie die oorvloed van hom nie, maar ek wil aan die ander kant toe hardloop. En dan gou dan kom die krake deur. Okay, is julle by? Ons het al twee nodig, is nie either or nie, dis both, ons kan nie sonder nie. Maak het sin, is allemaal by. So hy kom in hierdie gedeelte, dan sê hy, in Galasiërs 2 vers 20, en hy verduidelik hierdie gedeelte van my, so mooi gedeelte in Galasiërs 2 vers 20, hy sê, ek is met Christus gekruisig, en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, lewe ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee. Ek gaan weer Moses, hy sê, ek is met Christus gekruisig, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Ek wil vandag vir jou sê, hoe sterk is ons opinies? Waaroor stry ons? En wat laat ons toe om ons geluk te steel? Want weet jy wat, baie keer is dit net hoe ons groot gemaak is. Ja, maar ek is so groot gemaak, ons glo nie dit nie. Ons staan nie vir dit nie. Ek wil gou vandag vir jou sê, wanneer ons onder die Here se heerskappy staan, kan ons net die eie ek laat gaan en net sê, Here, dit wat die woord sê, daarby sal ek hou. Mag God nooit net dit wees in ons lewe nie. Mag ons nie net die Bybel glo, want in ons kultuur glo ons in die Bybel nie. Mag dit 'n lewendige God wees, saam wie jy wandel. Mag dit 'n God wees wat jy elke dag saamloop. Mag jy in hom wees, en mag mense sien, dat hy ook in jou is. Mag mense die Jesus
in jou sien. Mag dit hulle dors les wanneer hulle dors is. Ek wil gou vandag vir jou vra, hoeveel mense is dors om jou? En weet jy wat doen ons? Dan doen ons dit. Was jy al daar gewees? Ek was al daar gewees. Nee, mens, weet jy wat, ek doen alles hierdie mense. Ek moet altyd die oproepe maak, ek moet altyd die kuiers reël, ek moet altyd die dinge doen, hulle doen nooit dit nie. Was jy al daar gewees? Die ding is, wat jy dan doen is, dit meen dat jy eintlik dors is vir daai oomblik om te sê, ek moet gevoed word. En jy verstaan nie dat jy die een is wat moet voed nie. Maar weet jy kom as jy dors? Omdat jy nog nie in God is nie. Of dalk vir 'n oomblik weer uit dit uitbeweeg het om te besef jy is in God. Maak dit sin wat ek vir jou sê? Dit gebeur so met ons, dit gebeur in 'n oogwink met ons. Dan sê van, ja nee, ek probeer, ek maak 'n oproep, hulle doen niks van hulle kant af nie. Was julle al sulke verhoudings gewees? Was julle al sulke verhoudings? Julle almal is te bang om hulle hand op te steek. Dis van, ek gaan my hand opsteek. Soos baie van ons was daar gewees. Maar ek wil gou vandag vir sê, miskien het die Here jou in daai verhouding geplaas, dat iemand se lewe kan verander later in hulle lewe. Want ek wil vir jou sê, as ons altyd lig was, het die lewe dalk anders te gelyk. Ek vertel 'n storie Vrydag en ek gaan hom nie heeltemal vertel nie, dit was by BC daar by Full Christ daar gewees. Ek het die Here gedien, maar nie voluit nie. En ek gaan die halwe storie vertel en ek wil net vir jou sê wat op my hart gekom het Vrydag. Jesus, dit het my so hard getref, ook by Benny, besig om te gesels. Ek het 'n goeie skoolvriend gehad. Ons het oor en weer geslaap, by mekaar se huise geslaap, ons het saam gekuier, saam lewe gedoen. En daai matriekvakansie doen hy iets wat my verskriklik frustreer. En ek sê vir hom, hou op, hou op, hou op. En elke keer dan sê ek vir hom, sê ek, Frans, asseblief, hou op. 'n Lang storie kort, net voordat ons uit toe gaan, breek daar bekleierery uit. En daai dag skei dit ons vriendskap vir ewig. Skei dit vir ewig. Ek het hom een keer nadat gesien by 'n golfbaan, ek het hom gegroet, hy het my gegroet. Ons vriendskap is daarmee heen. Daai vriend van my het 'n laat aand doodverongeluk met 'n motorfiets. En as ek die persoon was wat Christus gesimboliseer het, het hy dalk Jesus gedien voluit. Maar dit was vir my belangriker gewees om reg te wees as om goddelik te wees. En toe ek besef ek, Rudy, waarmee is jy besig? Dit is so belangrik vir jou gewees om op daai oomblik reg te wees. En vir die eerste keer het ek besef, toe nog ek my vriend het my nodig gehad om by die Here uit te kom, en dit was my belangriker om te wees dat jou chirpies nie kan dra nie. As ek hom nog God gewys het dit ook anders te gelyk. Maak dit sin wat ek vir jou sê? Een bekleierery ons lewe verander vir ewig. Maar dit kon sy lewe verander het vir ewig. Nie het ek myself skuldig gesê dat ek elke aand nou gaan slaap en dink Jesus ek kon nie, want daar's baie ander mense wat uit sy lewe gekies en dit was sy eie besluite. Maar as ek dalk meer Christus in my was, vir al daai tyd, het die lewe dalk anders te gelyk vir hom. Het sy toekoms dalk anders te gelyk. Jy verstaan nie wat jy doen nie. Jy nooi 'n vriend kerk toe en jy dink, ag, ek nooi hom nie kerk toe. Jy verstaan nie, daai vriend sal mee pad stap. Jy sal sy lewe verander, jy sal sy vrou se lewe verander, jy sal sy nageslag verander deur hom by die Here uit te kry. Jy verstaan nie hoe belangrik is hierdie goed nie. Dis nie net te dink van, ag, ja, dis maar net ek nooi hom net nie. Jy sal 'n generasie verander deur om mense net saam te bring kerk toe. Ek kuier hierdie week saam met iemand, die persoon sit in die kerk, wil nou nie name noem nie, want dan gaan die persoon ook weird voel. Selfs met die persoon vertel my, ek sê, vertel my net 'n bietjie, hoe het jy by die kerk uitgekom en goed? En hy sê, hierdie persoon, as jy sy lewe geken het, voordat hy die Here gedien het,
Hy sê, en toe hy by die Here dien, toe praat hy nie meer so nie, hy vloek nie meer so nie, hy gaan nie meer so te keer en ek dink by myself, iets het in hierdie ou se lewe verander. Ek sal moet my lewe omdraai. Vandag het daai persoon gekies om Jesus te dien as gevolg van een nou in die kerk wat besluit het, ek lewe nie net vir Christus en my God en ek en my God nie. Nee, ek lewe 'n lewe wat ek neerlê sodat ander kan sien dat God koning is. Hy sê het my kerk toe genooi en dis hoekom ek is so ek is vandag. A life changed. Omdat ek nie net lewe vir myself nie. Maak dit sin volgend? So ek wil volgende vra. Wat stroom uit jou as ons lewe? Waar is ons verhouding met God volgende? En ek gaan nie meer ophou preek, ek gaan nie verder preek volgende. Want ek voel, dis genoeg. Mag God ons hart stuur om te verander. Mag die Here iets in ons doen dat ek regtig by wil uitkom. En as jy sukkel, mense, dis hoekom kerk daar is. Dis nie net 'n ding van, jy's 'n besoeker, ek gee vir jou 'n nommer sodat jy maar net die kerk kan bel nie. Nee, as jy moeilik deur 'n moeilikheid gaan stuur 'n boodskap sê, man, ek moet jou sien. Ek voel dat ek nie eers voel dat ek in Christus is nie. Help my om daar uit te kom. Want ek wil vir jou sê, mense gaan nie verander om met die kerk te kom nie. Mense gaan alleenlik verander wanneer jy kerk is en kerk wees en kerk leef. Kerk het nog nooit mense verander nie. Die God van die kerk het mense verander. Soos as ons kerk toe kom, moet ons kom vir daai God, om hom te beleef, en om iets te kry wat ons saam kan dra. And so I want to live a life of purpose. Ek wil vandag vir jou volgende sê, jy kan al die besittings in die wêreld hê. Ek wil gevra, wie weet hoe lyk die ou wat Mercedes-Benz begin het? Almal ken Mercedes, maar sy legacy is nagelaat. Wie weet hoe lyk Henry Ford? Dis seker die bekendste. Okay, Harry, ek kan verstaan, jy sal dit. Okay. Minimaal hande gaan op. Ewen is dit die persoon wat so legacy gelos het. Maar ons sal hom nie onthou nie, want weet jy wat, mense word nie geonthou oor net iets wat jy nalaat nie. Hulle word onthou deur die dinge wat hulle gedoen het en die lewens wat hulle verander. Ek wil jou vandag vra, wat se spore los jy in mense se lewens? Wat se keuse maak jy? En wees radical oor daai keuse. Man, ek weet is moeilik, jy's moeg. Ek smeek jou dag op by 'n donderdagoggend. Nie oor my nie, my vriend. Omdat ek net weet as jy daar is, kan God jou lewe verander. We've seen it. Hierdie week, woensdag aand. Dis Benny, ek kom agter ek het 'n oordosis van jou gehad hierdie week. Weer by Benny. By die selgroep, vertel vrou vir man, ek wil nou nie hulle blootstel nie, sy staan so, en sy sê, ek so bly oor julle mannegroep, jy verstaan nie, my man verander nie, en ek dink, Here, dis waarvoor kerk is, ek moet vir jou sê, my maat, baie mense, dan sê hulle, as hulle hoor ons kerk gegroei, dan hang hulle monde op, en sê, wow, julle kerk groei so, dan dink ek, Here, wat's fout met my, dat ek nie bly is net oor kerk groei nie. Want ek wil hê mense moet verander. My hart, goed wat my gelukkig maak in hierdie lewe, is mense wat lyk soos Jesus. Niks anders nie. Want dit is die waarheid, to live is Christ and to die is gain.